Goeiedag, my naam is Cassie Nienaber. Ek doen reeds vir 'n geruime tyd ladingontwikkeling vir kliënte met hulle wapens en komponente. Basie Berg, die hoofuitvoerende beampte van die Suid-Afrikaanse Jagtersvereniging, het my genader en gevra om kursusse in die verband aan te bied. Hierdie kursusse is oop vir almal, ook vir nie-lede. My ondervinding van ladingontwikkeling is dat 'n mens by die begin moet begin. Ons moet in ag neem, al wat kontak maak met die koel lanceer en laat vlieg, is die binnekant van die wapen se loop. As daar enige probleme binne die loop is, gaan dit 'n effek hê op die resultate, met ander woorde op die groepering. Hierdie probleme kan wees fabrieksdefekte, skade of vuil. Die tweede ding wat kan pla aan wapens is die montering van teleskope. Dit kan die montering self wees wat swak monterings is of van swak materiale is, of dit kan swak gedoen word, die werk kan swak gedoen word. Kom ek verduidelik. As die spasiering, die afstand tussen die twee ringe 100 mm is, en daar's 1/1000stes van 'n duim, 1 velbeweging tussen die twee ringe, dan word dit 1 duim op 'n teiken op 100 meter, oftewel 25.4 mm. Dubbel soveel op 200 en 3 dubbel soveel op 300. Ons kan dus sien dat klein dingetjies wat agter by ons beweeg, klein bewegingkies, word baie lelike goed op 'n teiken daarvoor. Die tweede faktor wat ons in ag moet neem is die herlaai van ammunisie. As ons die werk van herlaai nie korrek en deeglik doen nie, gaan dit ook natuurlik 'n invloed hê op die groepering, op die resultate. Die derde faktor is die ladingontwikkeling. Met ander woorde die resep wat ons kry vir die komponente wat ons gebruik. Al drie hierdie faktore of al drie hierdie aspekte moet korrek en reg wees, sodat die groeperings mooi kan wees. As een van hulle nie reg is nie, gaan die groeperings nie mooi wees nie. Ons gaan hierdie kursusse dus in 3 modules aanbied. Die eerste module is om seker te maak dat die wapen gesond is en in staat is om akkuraat te skiet. Ek gaan vir u wys hoe om die probleme te vind en aan te spreek, met ander woorde om dit reg te maak. Die tweede module gaan oor die volle herlaai proses. Die derde module gaan oor hoe om die regte komponente te kies en die regte lading daarvoor te vind met behulp van Gordon's Reloading Tool, 'n gratis rekenaarprogram, GRT en kort. Hierdie opleiding kan ons op verskeie maniere aanbied. Die eerste manier sou wees deur fisiese bywoning in 'n saal. Dit sal waarskynlik dan wees by die SA Jagters se perseel in Pretoria. Die tweede metode sou wees om dit aanlyn by te woon. Met ander woorde, ons stuur vir jou 'n skakel waarop jy klik en jy kyk dit op die TV of op die rekenaarskerm. Ek sou nie voorstel mense doen dit op jou selfoon nie, die skerm is 'n bietjie klein en jy gaan nie baie mooi kan sien nie. Die aanlyn opleiding kan ons dan aanbied op 'n Saterdag, en dit sal wees van sê 8:00 die oggend af tot so 3:00 die middag, met ander woorde byna die hele Saterdag, of ons kan dit aanbied op weeksaande, op Woensdae of op Donderdae aande. Kom ons sê van 18:30 af tot 20:30, met ander woorde van 6:30 tot 8:30 die aand, 2 ure op 'n aand. Dit beteken om een module klaar te maak, gaan 'n mens 3 weke gebruik. Dit beteken dat dit nou baie langer gaan neem as ons dit op weeksaande doen as op Saterdag, maar ek neem in ag dat baie mense op Saterdag aktiwiteite het met kinders se sport en so voort. Daarom die keuses. Aan die einde van hierdie video is daar 'n vraelys wat ek baie mooi vra dat jy invul. Jy gaan in hierdie vraelys die naam van en ander inligting invul en dan vir my aandui of jy 'n fisiese bywoning of 'n aanlyn bywoning wil doen en of jy dit wil doen op 'n Saterdag of op 'n weeksaande, Woensdag of 'n Donderdag aan. Met behulp van al hierdie inligting sal ek dan kan agterkom hoeveel mense belangstel en op watter metode ons dit kan aanbied. En dan sal die reëlings deurgegee word. Die plan is om die kursusse vroeg in 2026 te begin. Ek sien baie uit daarna om die kursusse aan te bied. Mooi loop.